Goeiemôre vriende. My naam is Pieter van der Merwe, vir die van u wat dit nog nie weet nie. Dit is nie belangrik om my naam te ken nie, maar ons praat oor die woord, ons praat oor die tye wat kom, die tye waarin ons is, dat ons in die tyd is wat die wêreld reg skuif vir die koms van die Here Jesus. Dit is die hoofthema en daaroor praat ons graag daaroor, want dit is ek dink van die belangrikste temas wat deesdae in die kerk van die Here moet gehoor word, maar ook een van die temas is wat die minste oor gepraat word. Kom ons bid net saam voor ons begin. Here, ek dank U vir hierdie dag. Ons dank U dat U elke dag maak en dat ons dit kan ervaar as 'n stukkie genade. Ek bid U vrede en U wysheid af oor dit waaroor ons vandag praat en ook dat U Gees vir ons lei in die waarheid. Amen. Vriende, ons praat vandag juis oor een van die hoofverskynsels waarna ons kan kyk rondom ons, en dit is die globale beheer in alle opsigte op hierdie wêreld. Nou eintlik is dit mos nou 'n heenwys of 'n beweging na die regskuif vir die anti-kris, of vir sy regering uit die aard van die saak. Ons het As 'n mens nie die profeseë ken nie, en as jy nie kan sien ons leef in hierdie tye nie, dan verstaan jy nie hierdie dinge nie. So prys die Here dat ons nog hierdie oop deur het en ook dit met mekaar kan deel, en daarom vra ek ook my elke keer, stuur dit aan as u dink iemand anders kan of moet baat daarbey. Nou, ek sê nou maar weer, die Wêreldekonomiese Forum is op die stadium die absolute wegbereider vir die koms van die anti-kris. En ek gaan net so vinnig bietjie daarna kyk, en dan gaan ons kyk na die 3 goed wat die woord oor praat, jy weet, wat in die anti-kris se tyd op hierdie wêreld gaan wees, jy weet, een wêreldregering, een wêreldgodsdienst, een wêreldekonomie, en dan gaan ons ook kyk na wat die woord sê oor hierdie goed. Nou goed, die WEF se tema was The Great Reset. Dis vooraf gegaan deur die volgende gebeure. Sy 2021 jaarlikse Davos byeenkoms was as gevolg van die disruption van die pandemie. Ek gaan nou nie die ander naam noem nie, want jy moet dit nie doen nie, hulle deesdae hulle van die lug af, of daardie programmetjie op die stadium, ons het al enetjie verloor as gevolg daarvan. Die beraad is uitgestel na Mei 2021 as gevolg van die gevaar, mediese gevaar, en weer tot 2022, en toe kom hulle met hierdie tema, History at a Turning Point. Vriende, en as jy nou mooi kyk, van buite af na die hele storie, dan was die pandemie waarskynlik, soos baie mense glo en baie bewyse al hoe meer uitkom, georkestreer, juis oor hierdie ding, dat die wêreldse bevolking moet besef, hier moet 'n turning point kom, en dat ons op pad is daarna toe. Nou, daai jaarvergadering in 2022, daaroor skryf CTV News, dit is 'n nuuskanaal, hy steun die WEF, met ander woorde wat hier staan, sê hy van ons. Met ander woorde, dit is 'n belaglik maak van mense wat insien wat daar aangaan. Ons sou sê, private jets have shuttled the billionaires, global leaders and business magnates away, yet conspiracy theories about the elite and influential lobbying organization remain. Dis nou wat ons sê. En wat is dit? Dis die waarheid, maar hulle verwys smalend daarna, asof dit, jy weet, asof ons die sameswering teoretisie is. Vriende, die vyand maak die waarheid belaglik. Dit is 'n gegewe, ek kan meer voorbeelde aanwys hier, want die woord leer vir ons een wêreldregering, een wêreldgodsdienst en een wêreldekonomie. Dit is wat aan die kom is. Met ander woorde, elkeen wat nou sien, dit is wat kom, word belaglik gemaak. Die woord word belaglik gemaak, want ons sê dit nie vir mekaar nie, dis nie teorieë nie, dit staan in die woord. En ek gaan gou vinnig net kyk na die 3 goed, die een wêreldregering, die een wêreldgodsdienst en die een wêreldekonomie. Kom ons begin, ek lees vir u Openbaring 13 vers 7. Hy is ook toegelaat om teen die
gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. Aan hom is ook die gesag gegee oor elke stam, volk en nasie. Nou hy praat uit aard van saak hier oor die anti-kris. En nou wie is die gelowiges teen wie die anti-kris gaan oorlog maak? Vriende, ons leer uit die woord uit dat die Here sy kinders kom haal. Met ander woorde, ons gaan nie deur die verdrukking nie. So hierdie gelowiges, glo ek, word verpersoonlik in die gelykenis van die 5 maagde, die 5 wat wel genooi was na die bruilof, nie genoeg olie gehad het nie en nie kon ingaan nie. So hulle het die bruilof gemis, die wegraping, en hulle het nou agtergebly en besef, joh, wat is hier aan die gang? En ek glo dit is dat hulle waarlik ook by die Here Jesus sal uitkom en dis teen hulle wat die anti-kris oorlog maak in 'n groot mate. Nou goed, kom ons kyk nou na wat die Bybel sê oor die hele ding van regering, een wêreldregering. Sommige interessantheidshalwe, die Bybel is nie vreeslik positief oor regerings nie. Hy is wel positief oor die regering wat die Here Jesus eendag hier op aarde sou hê. So mense nou gaan kyk in die geskiedenis van die Bybel, so, kyk ons na die rigters byvoorbeeld, hulle was nie konings nie, dit was nie God se idee dat daar moet 'n koning oor Israel wees nie. Saul was die eerste koning en hy was aangedring deur die mense, en ons weet hoeveel lyding die land verduur het onder hom. Rigters wat opgerig in 'n spesifieke tyd vir 'n spesifieke situasie of probleem wat ontstaan het. Die Amalekiete het byvoorbeeld gekom, of wie ook al, daar rig die Here iemand op om hulle te verslaan en maar net weer vir hulle te wys, hy is die Here, want die goed wat oor hulle pad gekom het, wat hulle nie van gehou het nie, was omdat hulle ongehoorsaam was aan die Here. So die Here rig iemand op, 'n rigter, wat dan vir 'n tyd die situasie hanteer en die volk weer terugbring, in die sin dat, jy weet, dat hulle weer kan aangaan. Nou die rigters het nie end uit, baie van hulle, lyk dit vir my, het nie end uit regeer nie. Ons weet, Gideon het end uit regeer, maar baie van hulle het net die situasie hanteer, en ek dink dit was God se manier daaroor. Moses bevry die Jode van die Egiptiese regering, die regerings van die Grieke en die Romeine. Onder hulle het die Jode ongelooflike, onbeskryflike lyding verduur. Jesus sterf onder die Romeinse regering. So, ek sê weer, die hele wêreld sien uit, nie die hele wêreld, die kinders van die Here sien uit na die regering wat kom onder die Here Jesus. Ja, voor ek nou na die volgende gaan kyk, wil ek iets sê oor Openbaring 6 tot 11. In Openbaring 6 tot 11 word daar 'n monumentale, globale plaag, krisisse, oorloë beskrywe, natuurrampe, en dis 'n tyd, so sê die Bybel, wat soos daar nog nooit was nie. En enige persoon met moontlike oplossings vir die goed wat in hierdie wêreld aangaan, jy kan mos vir jy dink hoe die wêreld hom sal aangryp, en dit is presies die goed wat die Bybel, of wat die Here toelaat, sodat die anti-kris aanvaar kan word. Hierdie persoon kom wat sê, ek het die oplossing, sal hulle hom volg met alles wat hulle het. Kom ons gaan kyk na die ekonomiese eenheid. Ek lees vir Openbaring 13 vers 16. Hy verplig al sy volgelinge, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te kry. Ek sê weer, dit gaan nie oor die ekonomie. Nou die ou wat die mense verplig om dit te doen, is die anti-kris. Maar die anti-kris word aangestel of opgelig deur die vals profeet. En hy sê, dit is die ou wat julle moet aanbid. Mens kan nie koop of verkoop sonder die merk van die dier nie. Meeste mense in die wêreld uit die aard van ek sal die merk ontvang doodgewoon om te oorlewe. En ek het 'n toenemende vermoede dat hierdie merk van die dier gepaard gaan met voordele, in die sin van, as jy nou vat hoeveel arme mense in hierdie wêreld is, dat daar 'n tipe van 'n omkoop, 'n tipe van 'n, kom ons sê, 'n maandelikse bedragie gaan wees, iets soos 'n pensioentjie gaan wees, as jy die merk van die dier het. Met ander woorde, as jy nie die merk van die dier het, kan jy nie koop, jy kan nie handel dryf nie. En op hierdie manier die hele wêreld saamgooi in een ekonomie, en
waar die mense die merk van die dier sal moet neem, net om te oorleef. Vriende, daar sal nie 'n vryheid wees, dis absolute bindende sataniese magte, daar gaan geen vryheid wees nie, en om te oorleef sal hulle dit moet vat. En die ouens wat dit nie vat nie, sal doodgemaak word, of sterf van honger, of wat ook al. Dan Openbaring 13 vers 12 beskryf vir ons die godsdiensteenheid. Ons sien in vers 11, toe het ek gesien, en dit beteken, hier kom, wat het hy gesien? Hy het gesien, hier kom 2 diere uit, beasts, sê die Engelse, die een kom uit die aarde, dit is die valse profeet, en die een uit die see, en dit is die antichrist. Nou, as hy verwys na iets wat uit die see uitkom, dan verwys dit eintlik na die mense. Die see is die simbool van mense, deur die Bybel en veral in Openbaring. Die ander een sê hy kom uit die aarde, of van die aarde. Nou, ek het toenemend 'n idee dat dit beteken, daar is niks goddelik in hom nie. Dis die valse profeet. Daar is niks goddelik in hom nie. Al is hy die profeet, al is hy die een wat hierdie wêreldgodsdienst organiseer en beheer, niks goddelik in hom nie. Dis 'n bose entiteit, dit is die duiwel in daai gedaante. Ja, hy sal die nasies opdrag gee om die antichrist te aanbid, een wêreld godsdienst. Vriende, as ons gaan kyk na die goedjies wat deesdae in die wêreld aan die gang is, ek wil net vinnig daaroor gaan. Sommige praktiese goed wat ons daagliks sien en wat toeneem met 'n ontstellende spoed en 'n toename in die goeders wat hier beskrywe word. Die een wat ek net wil noem, ek het al van tevore genoem, is die minagting van gesag. Die antichrist kan nie op die toneel kom as almal gehoorsaam is aan gesag en onder hulle regerings, staan die regerings is in elk geval so swak, wêreldwyd. Kom ons gaan nou nie verder. Daar's 'n minagting van gesag, en spesifiek ook die polisie. Daar's 'n minagting vir huidige beheermaatreëls. Hoekom? Sodat die regerings van die antichrist sy beheermaatreëls oor hierdie wêreld kan bring. As 'n mens nou kyk, die polisie kry deesdae skuld vir alles. Die reg word omgekeer. Ek het hier by my, baie naby aan my eendag gesien, hoe mense die polisie sleg sê. Dis hier om ons. En mens hoor dit, dat daar totale minagting en toenemende minagting van hulle gesag is. Ons moet onthou, dis 'n bose misleiding. Ek het die afgelope week gesien in Londen, waar moslems, hulle is mos nou in hulle 3000 in die strate van Londen. Dit is ongekend in daai land, eintlik in Europa, en dit gebeur in al hoe meer stede, wat ook maar net heen wys na onregeerbaarheid. So, hulle het dit gedoen, hulle het goed gebreek, hulle het hulle mors, en in elk geval, toe kom daar nou Londenaars, Engelse, Britte, en hulle vat hulle so 'n bietjie aan. Wie word in hegtenis geneem? Die Britte. Hoekom? Kan jy sien, dis die leuen wat die wêreld begin aanvaar. Ons moet net nie raak aan hulle nie, want dan wys ons verdra hulle nie. Met ander woorde, hulle verdra nie vir ons nie. Dit is juist die punt. So, dit is 'n absolute omgedraaide ding. In Amerika is daar oorstroming. Ek hoor onder Biden alleen was daar al 14 miljoen instroming van onwettige immigrante. Hulle word met busse in die land ingery, sonder papiere, soos die mense sê, en dis 'n oorstroming van hulle. Daar's 'n finansiële krisis in Amerika, daar's swak presidente, en die volgende enetjie wat nou kom, die dame, maar daar kom groot moeilikheid onder haar. Sy het nou die dag in 'n toespraak gesê, so 'n week terug, dat sy dit as 'n feit stel, dat alle mense in Amerika moet die woke, ek wil amper sê geloof, die woke ding ondersteun. Nou, u weet wat die woke is, dis hierdie mense wat die strate ingaan, wat onrustig, wat afbreek, want hulle is dan nou, hulle het wakker geword, dat die huidige stelsel nie werk nie, jy moet nuwe stelsels inkom. Dit is verskriklik. Die woke mense is in die eerste plek altyd anti-Israel, hulle is anti-waarheid,
Hulle is anti-gesag, hulle is anti-orde, en so kan jy nog 'n klomp goed sê. Daar's 'n wêreldwye pogings tot eenheid tussen kerke. Ons sien dit oral, behalwe die kerke wat waarlik aan die Here Jesus, hulle moet ook eintlik 'n eenheid wees, maar dit is 'n wêreldwye ding dat kerke die posisie begin inneem om die eenheid te begin wat die anti-kris en die valse profeet juis wil hê. Daar is 'n toename in wêreldwye beheermaatreëls ten einde handel en numerisering te beheer. Ons self wat in die landbou is, ons boer met vrugte, het ek dink 3 of 4 audits, honderde bladsye, vragies, wat doen jy hier, wat doen jy daar, watter maatreëls is hier, wat moet jy hiervan boekhou, en jy kan dit nie doen as jy kan nie uitvoer vrugte as jy nie daai goed doen nie, en dis nie net ons nie, ek bedoel dit is in meeste bedrywe in die wêreld, is die goed al ingestel. Vriende, ek lees vir u 2 Timoteus 4 vers 3. Want daar kom 'n tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. Daai tyd is ons nou in. Ons beweeg nie na hom toe nie. Ons is reeds in hom. Ek het so 'n week terug het ons gepraat oor tye en seisoene. Jy kan dit gerus gaan kyk, die van u wat nie dit toe gedoen het nie. En daai tyd waarvan die woord hier praat, dit is wat Paulus na verwys en dit is wat ons rondom ons sien. Vriende, ons sluit af met Johannes 16 vers 7 tot 14. Dis nou 'n paar versies, maar ek gaan dit gou lees. Laat ek julle egter die waarheid vertel. Dis Jesus wat hier praat, né? Dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van God se regverdige oordeel, en dat die oordeel hier is. Van sonde, omdat die wêreld nie in my glo nie, van God se regverdige oordeel, omdat ek teruggaan na die Vader toe, en julle my nie meer sien nie, van veroordeling, omdat die regeerder van hierdie wêreld reeds veroordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei. Vriende, wat Johannes hier sê, of wat die Here Jesus self hier sê, hy noem 4 goed, spesifiek wat die Heilige Gees aan ons gaan openbaar. 4 dinge. Die Gees van die Here is die Gees van, dis die Gees van God. Dis die Heilige Gees. Nommer 1, hy gaan julle oortuig van sonde. Ons het dit nou hier gekyk. Oordeel, al daai goed, veroordeling. Nommer 2, en dit lees ek nou, hy sal ons begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Ons praat van die Heilige Gees. Nommer 3, hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. En dit is wat ons vandag met mekaar deel. En ons sou dit nie kon deel as die Heilige Gees dit nie vir ons oopgemaak het nie. Die dinge wat gaan kom. Ons is nou in die tyd van die dinge wat aan die gebeur is. En dan in 4de plek, die Heilige Gees sal my verheerlik, dit is Jesus, omdat hy dit wat hy van my ontvang aan julle sal meedeel. Alles waaroor die Vader beskik behoort ook aan my, daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle meedeel. Nog 'n kort tydjie en julle sien my nie meer nie. En weer 'n kort tydjie en dan sal julle my weer sien. Vriende, die Heilige Gees, die hele ding van verheerliking, die Heilige Gees verwys altyd na Jesus Christus. Hy gaan nooit, die Gees self, gaan nie homself oplig as die verlossingsfiguur, as die koning van my lewe nie. Hy wys altyd terug na die Here Jesus. Nou sal ons sien dat in baie kerke is die posisie van die Heilige Gees word geweldig hoog opgelig. Ons moet weet, die Heilige Gees doen die 4 dinge wat ons nou hier gesê het, maar die Heilige Gees is nie
ons bid nie regtig tot die Heilige Gees nie, ons bid tot die Here van die Here en ons vra dat hy sy Gees sal gebruik om dit of dit te doen. Ek wil nou nie hiervan 'n teologie maak nie, want dit is nie so belangrik nie. Kom ons bid wat in ons harte opkom. Maar ek wil net sê, dit is wat hier staan, hy sal my verheerlik. Hy verwys altyd na Jesus Christus. Vriende, dan wil ek net iets sê oor die kort tydjie. Die Here Jesus het gepraat hier van 'n kort tydjie, nog net 'n kort tydjie en julle sien my nie meer nie, en weer 'n kort tydjie, dan sal julle my weer sien. Nou die eerste kort tydjie was letterlik, hy was kort daarna opgeneem in die hemel. Maar die tweede kort tydjie is nou al 2000 jaar lank. Vriende, nou, dis 'n vreemde ding vir baie mense. Ek het so 'n week terug oor die tye en die seisoene gepraat, spesifiek oor die tydsituasie ook. Nou, ek glo, ek mag verkeerd wees. Hoekom het hy nie gesê dit gaan 2000 jaar wees nie, die kort tydjie nie? Die woord sê vir ons, 'n dag is vir hom soos 1000 jaar. So in terme van die woord is dit 2 dae. En as 'n mens nou diep weer daaroor gaan dink, as hy gesê dit gaan 2000 jaar duur, hoeveel mense sou gereed gewees het? Jy kan die Here Jesus, jy kan net in 'n lewende verhouding met hom wees, as jy weet, hy is op pad. En dwars deur die eeue sê hulle vir mekaar, ons moet elke dag gereed wees. Nou ek het altyd gedink, dis mense wat nie die uittye verstaan nie. Veral, jy hoor dit vandag nog baie, maar hoe meer ek daaroor dink, is dit eintlik waar. As ek nie elke dag sy koms verwag nie, gaan ek koud word, ek gaan dinge doen wat ek andersins nie sou gedoen het nie. So, hier is 'n stuk, ek wil amper sê teologiese dringendheid in. Ek kom. Dis 'n kort tydjie, maar dis 'n kort tydjie in terme van die ewigheid, van sy tyd, nie ons tyd nie. So mag die Here dit regtig vir ons wys. Vriende, ons leef aan die einde van die dae. Ek vertrou dat die Here hierdie geselsie seën aan julle. Stuur dit aan soos ek gevra het, as u voel iemand moet dit sien, en mag die naam van die Here in elkeen van ons se lewe groot gemaak word, want sodat ons kan waarlik uitsien dat hy aan die kom is. Here, ek dank u vir hierdie geleentheid. Ons dank u dat u nooit verander nie, en dat elke woord in die woord van die Here in die Bybel die waarheid is. Dank u dat ons die goed voor ons oë kan sien afspeel. In Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.